Goeiedag, baie welkom by Joy radiostasie. My naam is Jaco Pieter en vandag hier in die program Ontsluit die Woord gesels ons oor die vleuels van gebed. Hoe ons die Here loof en prys en hoe ons in ons woorde, ons aanbidding, in ons liedere, in die getuienis wat ons lewer, goeie dinge praat oor God. Hoe ons lof bring aan die Here, al die eer en die dank en aanbidding aan hom bring en hoe belangrik dit is vir ons in ons geloofslewe dat ons hierdie lofwaardige dinge oor God sê, want nie net erken ons daarmee dat God in beheer van alles is en dat hy die skepper is nie, ons gaan natuurlik dan ook in 'n gesindheid na die Here toe, want ons erken dat hy die Here is. Ons weet dat hy in beheer van alles is. Daarom is ons wete, ons kennis van die Here gaan oor in 'n reaksie, en die reaksie wanneer ons die Here beter leer ken, is 'n reaksie van lof en 'n reaksie van aanbidding. Kyk na die digter in Psalm 100 wat sê die hele wêreld moet die Here loof en aanbid. Dien hom met vreugde, gaan na hom toe, sing vol blydskap en opgewondenheid. Jubel dit uit dat die Here die enigste God is. Die Here het ons gemaak en elkeen van ons behoort aan hom. Ons is syne. Ons leef elke dag uit sy hand. Die Here sorg vir ons net soos 'n skaapwagter sy skape versorg. Ons kan nie sonder die Here se goedheid klaarkom nie. Daarom moet ons die Here dien. Loof hom veral daar waar die gelowiges bymekaar kom. Sing lofliedere saam met almal wat die Here liefhet. Loof sy naam en luister mooi. Die Here is 'n goeie God. Hy sal ons wat in hom glo nooit ophou lief hê nie. Hy bly 'n goeie God, nou en vir altyd. Aanbidding dwing jou in verwondering op jou knieë voor God, want daar erken jy God vir wie hy is. Maar dit is maar die eerste tree in die groot avontuur van gebed. Wanneer ons begin ontdek wie God is, wanneer ons God in ons lewe ervaar, wanneer ons begrip, ons godsbegrip oor God begin groei en meer gelykvormig raak aan sy woord, dan is ons besig om in 'n terrein in te beweeg van avontuur, van genade, van liefde en van God se deernis. Die saad van aanbidding ontkiem in die blom van lofprysing. En dit is twee sye van dieselfde munt. 'n Mens sou kon sê dat aanbidding veral fokus op wie God is en dat lofprysing klem lê op wat God vir ons gedoen het en nog doen. Die onderskeid is natuurlik nie waterdig nie. As jy besef wie God is, sal jy ook noodwendig aan alles dink wat hy vir jou doen en natuurlik die omgekeerde. So aanbidding lê dan klem op wie God is, wie God vir ons is en wat God in ons lewe vir ons kom doen en nog doen is dan die gevolg van wat God doen is natuurlik lofprysing. En ons weet dan dat ons met hierdie lofprysing erken wie God is, wat God gedoen het vir ons. So goeie woorde kom uit die diepte van die hart. En ons weet dat wanneer ons iets van mense sê of belangrike mense sê, dan soek ons altyd die goeie dinge om eers te raak te sien, veral as ons die mense persoonlik ken, of as dit iemand is wat na aan ons is of na aan ons lewe, dan probeer ons soveel as moontlik goeie dinge van daardie persoon sê, sodat ons daardie persoon in 'n goeie lig kan stel. En dit is ook wat lofprysing is. Lofprysing is ook iets wat ons doen omdat ons die Here persoonlik ken. En omdat ons hom ken en weet wat hy doen en ons hom aanbid, wil ons oor die Here goeie dinge vir mense sê. Wil ons sê wie die Here is en wat hy in ons lewe vir ons vermag. So die Griekse woord wat veral vir lof gebruik word, kan so beskryf word, sê Prof Jan van der Walt, om goeie woorde te praat. Maar lof is nog veel meer, sê hy, dit is om goeie woorde te wil praat oor God en moet praat. Om die Here dus te loof en te prys beteken om in 'n rykdom van goeie woorde met God te praat en dan ook van God te praat.
Dis nie woorde wat op die punt van die tong ontstaan nie. Dis woorde wat uit die diepte van die hart van die mens uitvloei. Kyk na Psalm 101 byvoorbeeld. Ek wil sing van u liefdevolle goedheid en u regverdigheid. Ek wil liedere sing oor hoe groot en belangrik u is. Ek wil probeer leef soos u wil hê ek moet lewe. Wanneer kom u na my toe? Wanneer hoor u my gebed? Daar by my huis wil ek so leef dat u daarop trots kan wees. Ek wil niks met slegte dinge te doen hê nie. Ek hou ook net mooi niks van al die dinge wat slegte mense doen nie. Daarmee wil ek niks te doen hê. Van allerlei slegte gedagtes wil ek wegbly. En aan die dinge waarvan die Here nie hou nie, wil ek nie eens dink nie. Ek kan mense wat skinder nie verdra nie. Ek wil hulle sommer iets aandoen. 'n Windbul wat te veel van homself dink, wil ek sommer net daar aanspreek. Ek hou baie van mense wat op die Here vertrou en wat die Here getrou dien en doen wat reg is. Ek wil die Here loof met alles wat in my is. Iets wat uit die hart kom. Psalm 102, 'n gebed van iemand wat hulp nodig het en sy hart voor die Here uitstort. En dit is wanneer ons met God praat en wanneer ons van God praat, dat dit woorde is wat uit die diepte van ons hart vloei. Luister na die volgende woorde van iemand wat die Here loof. Ek wil u lof verkondig, my God en koning. Ek wil u naam altyd loof. Die Here help almal wat geval het. Hy help hulle op. Hy ondersteun die wat bedruk is. Die Here is regverdig in al sy handelinge, getrou in alles wat hy doen. Die Here is naby almal wat hom aanroep en laat al wat leef dan sy heilige naam vir altyd prys. Dit is die dele uit Psalm 145. So die een vraag wat ons vir onsself moet vra is, wat is die redes waarom ons die Here kan loof? Dink in jou lewe aan al die redes in jou lewe waarom jy die Here kan loof. Dink aan al die dinge wat God vir jou doen en waarom jy hom moet loof. Waarom jy in jou lewe jouself moet oorgee aan die Here. En ook natuurlik gaan skryf hierdie redes neer. Gaan dink regtig oor die gunste, die gawes wat jy by die Here ontvang. En al die gawes wat jy tel, gaan vir jou leer waarom jy die Here kan loof. Die tweede vraag wat ons ook nou moet kyk is, hoekom moet ons die Here loof? Want hierdie vraag gaan ons ook help om te verstaan in ons eie lewe en in ons geloofslewe hoe belangrik dit is dat ons aan die Here al die eer en dank en lof moet bring, omdat hy die skepper is, omdat hy die herder is en ons sy volgelinge. En ons wat volg in sy spore moet hom loof vir al die dinge wat hy vir ons doen. In die boekie Prison to Praise skryf Carothers oor hoe ons onsself vanuit gevangenskap kan kry deur te fokus op lofprysing. En sy beskryf dat ons in ons lewe deur baie situasies is waarin ons vasgevang is en dat hierdie situasies baie keer op ons neerdruk en indruk en dat dit baie keer maak dat ons in ons lewe perspektief verloor of eenvoudig dat ons nie meer kan sien om te lewe nie of nie meer kan sien om voort te gaan met 'n sekere spesifieke ding of taak nie. Maar sy leer vir ons in daardie boek hoe belangrik dit is dat ons in elke situasie moet kyk na die dinge waarvoor ons die Here wel kan loof. Sy sê ten spyte van omstandighede en ten spyte van alles waardeur ons gaan, is daar altyd iets waarvoor ons vir die Here kan dankie sê en waarvoor ons die Here kan loof. En dan skryf sy in die boekie Prison to Praise 'n getuienis of twee neer van persone se lewe, 'n persoonlike lewensverhaal van hoe lofprysing in hulle lewe nie net hulle omstandighede kon verander het nie, maar hulle ook gehelp het om nie net beter te voel nie, maar om 'n totaal nuwe insig en dinamika in hulle lewe te ervaar. So ons kan die Here dank vir situasies, want sommige situasies leer ons, al hou ons nie van die situasies nie. So ons kan selfs in moeilike omstandighede soms vir die Here dankie sê vir die moeilike omstandighede, hoe snaaks dit ook al klink, want dit is juist deur die moeilike omstandighede wat ons groei en wat ons in ons geloof gevorm word en waar ons karakter ook sterker word. En daarom
moet ons dan onthou dat die brandpunt van lofprysing, waarom is dit so belangrik? Ons moet gaan kyk en kom ons vra vir onsself die vraag, wat dink ons doen dit aan God as ons lofprysing in ons gebedslewe inwerk, of wanneer ons hom loof en wanneer ons hom prys? Doen dit iets aan die Here? Dis 'n goeie vraag wat ek dink 'n mens aan kan dink, want dit gaan ons ook help om te verstaan wat ons motivering van lofprysing is en hoe ons in ons lewe hierdie saak moet benader. In die tyd van die Bybel was die samelewing in baie duidelike klasse ingedeel. Die meeste mense was maar arm en het baie min mag gehad. En hulle het tot die onderste vlakke van die samelewing behoort. Nou hierdie mense is dikwels onderdruk en uitgebuit deur ryk mense. Daarom was hulle afhanklik van belangrike mense in die samelewing om hulle te help. So daardie tyd was dit gebruiklik om by die groep of familie van so 'n belangrike persoon aan te sluit, dat jy deel word van daardie groep. Jy moes lojaal wees teenoor hom, terwyl hy jou weer beskerm en gehelp het. En nou was dit ook gebruiklik om aan hierdie weldoener jou dank en afhanklikheid te bewys. En dit het jy gedoen deur die persoon se belangrikheid en status te erken. En daar kom lof en prys dan vandaan. So as jy dus in die teenwoordigheid van die persoon is, het jy baie goeie woorde vir en oor hom wat jy gepraat het en vir mense dinge gesê het oor hierdie persoon. Veral as daar ander mense by is, vertel jy hardop wat hierdie persoon van jou alles doen en kan doen. En hoe meer jy kan sê hoe belangriker hierdie persoon is, hoe meer jy dit sê, hoe belangriker word hierdie persoon, en hoe meer status kry hierdie persoon in die samelewing, want dan gaan 'n klomp ander mense ook hoor hoe goed en belangrik hy is. So, dit gaan dan natuurlik in die oë van die omstanders, die mense gaan anders kyk na hierdie persoon, vir wie jy soveel lof het om oor te praat. So jou lof is dus daarop gemik om met jou woorde die grootheid van jou weldoener so goed as moontlik voor te stel, en jou weldoener word dan die brandpunt waarop al jou woorde dan saamtrek. Met ander woorde, as ons gaan kyk na dit en ons kyk na ons verhouding met die Here in lofprysing, dan kom dit in kort daarop neer dat al ons woorde van lof oor die Here gaan. Wat doen dit aan die Here? Dit doen niks op sigself aan die Here nie. Die Here is God en hy is almagtig en alomteenwoordig. Maar wat dit wel doen is, dit brei God se naam uit. Dit laat mense anders dink oor God. Dit is 'n getuienis wat die belangrikheid van God uitlig vir mense. En daarom moet ons onthou dat ons lofprysing 'n getuienis is oor wie God is. Ons lofliedere is 'n getuienis oor wie God is en dat ons vir hom, wat ons redder is, wil groot maak met ons woorde. So kan ons Bybelse lof dan ook verstaan, want lof in die Bybelse konteks gaan oor die drie-enige God en oor hom alleen. Want lof wil die grootheid van God beskryf. Dit wil aan elke omstander vertel hoe belangrik God is. Tegelyk wil dit ook vertel hoe gelukkig jy self is om so 'n God te hê. Deur te vertel wat hy aan en vir jou doen, word die eer van God net groter en groter. En daarom kan lof nie van die punt van die tong afkom nie. Dit moet uit die hart uitkom. Kyk na Psalm 103. Ek wil die Here loof. Met alles in my wil ek die Here se grootheid prys. Ek wil nooit vergeet hoe goed die Here vir my is nie. Ek loof hom. Dit is hy wat my vergewe as ek die verkeerde dinge doen. Hy maak my gesond, hy red my uit die kloue van die dood. Hy maak dat ek vir ander mense omgee en goeie dinge vir hulle doen. Die Here oorlaai my met al die goeie dinge in die lewe. Hy gee my arms vol krag. Hy maak my so sterk soos 'n jong mens. Die Here help almal wat onderdruk word. Hy's goed, hy sorg dat reg aan almal gedoen word. Dink net hoe hy vir Moses gesê het wat hy van hom verwag en hoe dit sy kinders gaan help. Die Here sal natuurlik dan ook jou nie aanhou straf vir wat jy gedoen het nie. Hy straf ons nie volgens dit wat ons regtig verdien nie. By hom is daar vergifnis. Die Here regeer uit die hemel. So in Psalm 103 sien ons die redes
hoekom ons die Here moet loof. Ons sien die redes wat aanleiding gee tot lof. Kom prys die Here, skryf Dawid in Psalm 103 van vers 20 af. Kom prys die Here, sterk engele wat vir hom werk. Julle maak hom gelukkig omdat julle doen wat hy wil hê. Kom prys die Here, al die skares in die hemel wat hom gelukkig maak. Kom prys die Here, almal wat deur hom gemaak is. Prys hom ook op elke plek waar hy regeer. Ek wil die Here prys met my hele lewe, skryf Dawid. So lof vertel van daardie intieme ontmoetings tussen jou en God. En daarom gaan jy die Here kan loof as jy 'n intieme ontmoeting met hom het. As jy regtig in afhanklikheid van hom leef, hom ken en weet wie hy is, dan sal jy daardie intieme verhouding in jou lofuitinge natuurlik kan verkondig en kan getuig oor die Here. Lof vertel ook van die oomblikke toe jy verslaaf was en jy sy vertroostende teenwoordigheid ervaar het. So lof praat ook van die donker tye van ons lewe. Lof praat ook van die tye wat ons swaar gekry het. Lof praat van die tye wat ons wou moed opgee. Want in daardie tye het die Here vir ons krag gegee en het die Here ons gehelp. So lof getuig ook oor die slegte tye en het getuig veral oor hoe die Here ons deur daardie tye gehelp het en deur daardie tye gedra het. Dit vertel van die oomblikke toe jy die Here se vertroostende teenwoordigheid ervaar het. Lof vertel ook natuurlik van die tye toe jy besig was om te sink, maar juist toe God se verlossende hand kon voel. So lof is ook oor die tye waar ons regtig te neergedruk was, regtig in 'n gat was, soos die digter in Psalm 130 skryf. Uit die dieptes roep ek na U Here, kom help my, kom red my. En dan natuurlik in ons lewe ook, in daardie tye wanneer ons God se verlossende hand kon voel wat ons uitgetrek het, dit gee aanleiding dat ons in ons lewe die Here wil loof en prys. Lof vertel ook van die oomblikke van benoudheid, van alleenheid, van vreugde, van vertwyfeling en God wat altyd teenwoordig is, God wat altyd daar is en ons help. En vertel dan natuurlik in ons lof al hierdie dinge, dat die Here ook in daardie moeilike tye by ons was, maar lof vertel ook van Golgotha. Lof vertel ook van Christus wat gesterf het aan die kruis. Lof vertel ook van Jesus wat opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel. So lof vertel van wie Jesus is, vertel van wat Jesus kom doen het, vertel vir ons van Jesus se lewe, van Jesus se prediking, van Jesus se openbaringe wat hy vir ons gegee het, en van sy verlossende krag aan die kruis, en van sy bloed wat vir ons gevloei het. So lof vertel oor Jesus, lof vertel oor die Vader, Seun en Heilige Gees. So lof, moet ons ook verstaan, is baie meer as net 'n gevoel, want lof ontlyk uit die diep gewortelde bewustheid van God, wat intens in jou lewe betrokke is. Dit is die oortuiging dat God lewe, omdat jy dit in jou lewe kan sien en ervaar. Daarom is lof iets wat uit jou vloei soos 'n fontein wat onuitkeerbaar opbruis. Jy kan dit nie keer nie, omdat wil vertel van God wat jou lewe vasgryp. En juist daarom wil jy loof. Wil jy hierdie God groot maak? Wil jy hierdie God eer en prys? Want God word die brandpunt waarop jy jou woorde van eer en lof uitstort, want alles gaan dan oor die Here. Lof is dus aan die dade van die een wat lof ontvang, soos 'n skoen aan sy sool vas is. So lof kom die Here toe. En wanneer ons God aanbid, dan is lofprysing sinoniem van ons aanbidding. Jy kan maklik sê iemand is sterk, maar as daardie persoon regtig sterk dinge doen, is dit 'n perd van 'n ander kleur. Dan kan jy praat van ondervinding. As hierdie sterk persoon dan nog vir jou sê dat hy hierdie of daardie groot dinge kan gaan doen, kan jy hom glo, want hy kan dit mos doen. Groot dade is dis nie die sool wat die skoen van lof oral saamdra. Groot dade is die sool wat die skoen van lof oral saamdra, waar dit ook al gaan. En ons weet, met lof is dit net so, natuurlik kan ons God loof vir wie hy is,
Maar dit is as ons na sy dade vir ons kyk, dat die stroom van lof onkeerbaar begin vloei. Daarom verbaas dit nie dat lof in die Bybel gewoonlik met die groot dade van die Here saamgaan nie. Dink aan Psalm 127, wat sê, Here, U het in die verlede ons lot verander. Ons was bly en ons was dankbaar, verander tog weer ons lot ook in die hede. So ons leer hier dat dit gaan oor God se groot dade, God se ingrype in die lewens nie net van 'n individu nie, maar ook van 'n groep. So natuurlik kan ons God loof vir wie hy is. Maar dit is as ons na sy dade vir ons kyk, dat die stroom van lof onkeerbaar begin vloei. Daarom verbaas dit nie dat lof in die Bybel gewoonlik met hierdie groot dade van God saamgaan nie. God gee rede vir ons om hom te loof. Hy maak dit vir ons maklik om hom te loof. En hy doen soveel dinge vir ons in ons lewe. En dit leer vir ons natuurlik dat lof nie iets los kan wees van jou eie lewe nie. Lof is deel van jou lewe, jou ervaring, jou pad, wat jy saam met die Here stap, van jou persoonlike ervaring van die Here, dit wat die Here in jou lewe doen. Want lof wil juis eer bring vir wat God in jou lewe doen, gedoen het en nog steeds doen, en daarom vra lof diep denke van jou oor jou verhouding met die Here. Om dit prakties te stel, as jy regtig die vreugde van lof in jou gebedslewe wil ervaar, moet jy vooraf eers vra waaroor jy God wil loof. Wat het hy vir jou gedoen, sodat jy die lysie van sy groot dade wat eer aan hom bring, kan aanvul? Hy het sy seun vir jou gegee, jou gered, maar nou is hy ook elke dag by jou, hy is besig met jou, hy is goed vir jou, en daarom kan jy hom eer en loof met alles wat in jou is. En dan natuurlik is die vraag ook, hoe kan 'n mens, wanneer dit swaar gaan, die Here loof? Hoe kan 'n mens by 'n oop graf lofsange sing? Want wat gebeur as dit nie regtig met ons goed gaan nie? Moet ek die Here nog loof dan in daai omstandighede? Die vraag is dan eintlik eerder, kan ek hom nog loof in daardie tye? Hoe kan ek by 'n oop graf byvoorbeeld lofsange sing? Hoe kan ek daar by die grens van die lewe waar ek voel of ek gaan afstort, lof sing asof niks besig is om te gebeur nie? Hierdie vraag sou geldig gewees het as die Here nie daar was nie, maar omdat hy daar is, kan die slaaf van die lewe ons nooit verwoestend van koers afslaan nie. Te midde van die pyn en smart, kan en moet jy jou hart in vertroue voor God uitstort. Nooit mag die trane jou oë so vul, dat jy die Here nie meer kan raak sien nie. In jou nood moet jy jou ook na die toekoms uitstrek, waar die trane in vreugde sal verander. Dit het God mos beloof vir elkeen van ons. So omdat God altyd daar is, gaan ons aanhou om hom te loof en prys, en gaan ons aanhou om sy naam groot te maak. Want waar hierdie hoop en lof uitbly, sterf gebed. Met ander woorde, om God te loof, bind jou aan God se toekoms vir jou. Daaruit kan jy leef, soos ons in Habakuk 3 vers 17 tot 19 lees. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. So nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. En dit is natuurlik vir my en jou ook belangrik. So wanneer dit sleg gaan, moet ons altyd onthou die Here is nog steeds daar, en daarom sal ons nog steeds in alle omstandighede hom loof en prys. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, en op hoë plekke laat hy my veilig loop. So dink maar op 'n praktiese vlak vandag, wat lof in nood en swaar kry aan jou doen. Veronderstel iets baie slegs het met jou gebeur. Dit voel vir jou of hierdie ding alles in jou stikkend maak, ook jou geloof. As jy dan jou fokus en lof weer wil instel op die brandpunt, wat sien jy? As jy daar in sak en as vir God kan sê, dat jy dankbaar is vir wat hy vir jou gedoen het, of wat hy nog vir jou gaan doen, sal jy skielik agterkom, dat die wêreld nie so donker is nie. Jy sal agterkom dat God se nabyheid en beloftes alles in waarde oortref. Ook in hierdie swaar kry kan jy jou kop op die skouer van God laat rus, in aanvaarding van wat met jou gebeur. Maar, dit kan ook meer doen. Deur God ook vir die slegte te loof, kan jou help
om na sy plan vir jou lewe te vra. Niks gebeur mos sommer toevallig nie. God is altyd daar. Miskien wil die Here jou iets leer, miskien wil hy jou 'n weg wys. Daarvoor kan ons die Here mos altyd loof. En die belangrikste, elke woord van lof in nood is 'n belydenis, 'n getuienis van jou vertroue in God. Want dan verstaan 'n mens ook wat die Here bedoel het toe hy vir Jeremia gesê het, ek is die Here, die God van al die mense. Is iets vir my onmoontlik? So daarom kan ons die Here ook loof in ons nood en dan sal ons uitvind waarom ons werklik die Here in ons nood kan loof. So ons het vandag gepraat oor aanbidding, wat ons dwing in verwondering op ons knieë voor die Here, want daar erken ons wie God is en wat hy vir ons doen, en ons het ook gesê dat die saad van aanbidding ontkiem in die blom van lofprysing. En 'n mens sou kon sê dat aanbidding veral fokus op wie God is, en dat lofprysing klem lê op wat God vir ons gedoen het en nog gaan doen. So, en dit moet ons saamvat, dat ons goeie woorde uit die diepte van ons hart in ons verhouding met die Here elke dag kan praat. So kom ons loof en ons prys die Here in ons lewe, of dit goed gaan en of dit sleg gaan. Here, aan U kom toe die lof, die eer, die dank en aanbidding. Ons sê vir U dankie, Here, dat ons aan U behoort. Ons wil U loof, Here, vir al die situasies waarin ons onsself bevind, of dit goed gaan of swaar gaan. Ons weet, Here, dat U altyd daar is. En daarom is ons lofprysing altyd geldig, want U is lewendig, U is daar, U is 'n ware God. En daarom wil ons U loof en prys, Here, want U help ons in goeie tye en in slegte tye. Gee U vir ons wysheid, krag en insig. Gee U vir ons genade, en daarvoor loof en prys ons U. Dankie vir U nabyheid, en dankie, Here, dat ons weet dat ons op U kan vertrou in ons lewe, in alle omstandighede kan weet, dat U vir ons dra en vir ons krag gee. Ons loof U in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen.